Kom ons verfris ons gedagtes net weer met die laaste paar tekste van Eksodus 32 en daarna gaan ons oor na hoofstuk 33 wat ons net nou na geluister het. Dit sê in 31 en 32 en Moses het na die Here teruggegaan en gesê: Ag, hierdie volk het 'n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Kan dit nie glo nie, maar dit is wat gebeur het. Nou dan, as jy tog maar hulle sonde wou vergewe, en so nie, hier kom die karakter van Moses uit. Delg my dan maar uit die boek wat u geskryf het. Ek is nog nie by die geestelikheid nie. Moses was daar en Paulus was ook daar. Vers 33, toe die Here Moses geantwoord, wie teen my gesondig het, die sal ek uitdelg uit my boek. Maar jy Moses, jy is nie skuldig hier nie. Hy is nie net 'n goeie herder nie. Die Here is ook 'n regverdige regter. Jy's veilig by hom. Hy weet wanneer om jou te bestraf, hy weet wanneer om jou te vergewe. 34 en 35, maar gaan nou en lei die volk waarheen ek jou gesê het. Kyk, my engel sal voor jou uitgaan, maar die dag as ek besoeking doen, dat is 'n dag van afrekening, dan sal ek hulle sonde oor hulle besoek. So die Here dan die volk getref, maar omdat hulle die kalf gemaak het wat Aaron vervaardig het. Met kere fokus ons net op die oordeele en die strawwe as sodanig. Maar wat is die doel van dissipline? Jy wil 'n God hê wat nie dissiplineer nie. Daar's nie balans nie. Hy moet baie keer hierdie oor van my trek wat nie wil luister nie. As Israel se sonde nie dadelik gestraf was nie, baie keer vat God lank om te straf, baie keer onmiddellik. So hulle vyande hulle baie vinnig aangeval het. Laat God jou straf en nie jou vyande nie. Dit was noodsaaklik vir die welvaart van Israel en ook vir die daaropvolgende geslagte as les te dien dat die misdaad baie vinnig gestraf moes word. Ek praat eendag met 'n vrou, sy sê sy kan nie glo dat God so wreed is nie. Ek sê vir ek kan nie glo dat God so lankmoedig is nie. En dit was ook genade teenoor die rebelle dat hulle vernietig is. Hoekom? Daar's altyd 'n rede waarom God doen wat hy doen. Wat ons nie altyd sien nie, maar ons moet hom altyd vertrou. Dieselfde gees wat hulle teen God opstandig gemaak het, so hulle teenoor mekaar ook openbaar het en hulle so mekaar uiteindelik uitgeroei. Dis wat rebelle doen, hulle wis hulle self uit en God het besluit, dis beter om hulle uit te wis. Dis minder skadelik. Dit was 'n bewys van liefde teenoor die wêreld, liefde teenoor Israel en liefde selfs teenoor die oortreders, dat die misdaad spoedig en streng gestraf is. Die Here kan die eindresultaat van rebellie, hy ken dit, en is eintlik genadig wanneer hy op die regte tyd die rebelle straf. Daar's oralste rampe in die wêreld, wat vir ons 'n enigma is, ons verstaan dit nie. Maar God weet wat hy doen, en ek vertrou hom. En partykeer kry ek 'n pak en jy 'n pak. Vertrou die Here met sy dissipline, want hy wil ons uiteindelik in die hemel kry. Kom ons vertrou hom met die wyse waarmee hy ons dissiplineer. Verskillende maniere. Ek is so jammer vir my bure, die man is weg. So sê ek weg, ons kom daar. Hier is die vrou met die 2 kleintjies en daar's 'n ander man in die huis. Ek is so jammer vir daai kindertjies, ek is so jammer vir die man, sy vrou was ontrou. Maar iewers te gaan resultate die pak gee van wat ons doen. Eksodus 33 vers 1, verder het die Here met Moses gespreek en gesê, gaan heen, trek hiervandaan op, jy en die volk wat jy uit Egipte land laat optrek het, na die land wat ek
met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het, met die woorde, aan jou nageslag sal ek dit gee. So hier sê, julle kan maar gaan. Hier is die grafte van Abraham, Isak en Jakob by Magpela in Hebron, Israel. En ek sal 'n engel voor jou uitstuur, en die Kanaaniete, die Amoriete, die Hettiete, die Ferisiete, die Hewiete en die Jebusiete verdrywe. Ek sal dit vir jou doen, gaan jy net. Na 'n land wat oorloop van melk en honing. Daar was nie juist melk of honing nie, maar dit is 'n metafoor wat praat van voorspoed. Want ek sal in jou midde nie optrek nie. Dis nou 'n paradoks. Gaan, maar luister, ek gaan nie saam nie. Hoekom nie? Omdat jy hardnekkige volk is. Anders sal jy op die weg verteer word. Moses, gaan. Ek gaan net nie saam nie. Hoe sou God Israel se vyande verslaan? Vers 2 sê, en ek sal 'n engel voor jou uitstuur, en die Kanaaniete, die Amoriete, die Hettiete en die Ferisiete, die Hewiete en die Jebusiete verdrywe. Ek sal dit doen. Maar luister Moses, ek gaan nie saam met julle nie. Na 'n land wat oorloop. Maar ek sal nie in jou midde wees nie. Ek gaan nie saam nie. Want jy is hardnekkig. Dink jy hulle sou sonder God na die beloofde land trek? En ons moet in alles wat ons doen die Here ken. As hy nie saam met ons is nie, moenie probeer optrek nie. Ek het my kop al gestamp. Ek het gedink ek is slim, empiriese navorsing gedoen. Maar as ons nie die Here kontak nie, en hy is nie saam met ons nie, is dit te vergeefs. Op die Olyfberg in Israel is die meeste duurste grafte in die wêreld. En die Jode spaar baie geld, want as jy die graf kom besoek, al wat jy doen, jy vat 'n klip en jy sit die klip op die graf. Party graf het baie klippe, baie besoeke gehad. Maar dis maar 'n hartseer storie, dood. Die bedroef het die volk hulle dode begrawe. Dit is die plaag wat oor hulle gekom het. 3000 is met die swaard gedood. Kort daarna het 'n plaag die laar getref. Dis nou by die goue kalf wat hulle aanbid het. Die Here het oombliklik gestraf. En nou het hulle boonop die boodskap ontvang dat Jahwe, Jehovah, God, die ek is, hulle nie verder op hulle reis sou vergesel nie. Nou sit hulle vasgevang op 'n stasie. Hy sê ek sal in jou midde nie optrek nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is. Anders sal jy op die weg verteer word. Kan jy voorstel hoe hulle voel? Hulle is nou jammer oor wat gebeur het, maar die Here sê, ekskuus, ek gaan nie saam met julle verder nie. Hier is julle nou by Sinai. Nou die Here dwing homself nie op ons af nie, daarom hou hy met tye sy afstand, en ook met 'n klein arendjie. As die ma vlieg, dan laat hy daai kleintjie val. Die kleintjie het baie waaroms, want ma is nie naby nie. Maar op 'n sekere stadium dan kom daai arend weer onder die ou kleintjie en hy's weer op in die lug. Maar die Here hou homself baie keer op 'n afstand van ons af. En dit is deel van sy dissipline. Daar's geen emosies nie. Dit lyk of alles dood is. Vers 4. Hier begin die Here met 'n proses. Toe die volk hierdie onheilspellende woorde hoor, het hulle getreur. Treur is beter as rebellie. En niemand het sy versiersels aangesit nie. Hier is ons by Serabit, Elkedim. Verskriklike ritte. Van waar die bus ons gelos het, 2 uur soontoe en 2 ure terug. En op my ouderdom met my kind my so nou en dan net sleep. Kom papa. Ander kere sleep ek haar. Israel het begin besef wat dit gaan beteken as God homself van hulle onttrek.
Die terrein is moordend gevaarlik. André Foster se kamera span was hier gewees. Dis iets vreesliks. Ek het simpatie met arme Israel. Berg op en berg af. Dis klippe, daar's nie pad nie. En die bo by Serebit Elkedim, dink ek. En ek probeer my indink in hulle situasie. Hulle is nou 'n plek waar God hulle wil hê. Daar's diep berou in hulle harte. Doopsberou is ook 'n geskenk. Jy kan hom voed, koester, troetel, of jy kan jou hart verhard en hom wegstoot. Maar dit is 'n geskenk. Berou is 'n geskenk. Bekering is onontbeerlik vir die herstel van God se guns. Bekering is ook 'n geskenk. Gehoorsaamheid is ook 'n geskenk. Daarsonder kan geen verlossing plaasvind nie. Dis 'n paar plek goed wat in plek moet wees voor die Here sekere dinge vir ons kan doen. Hy's 'n God van orde. In diepe berou en vernedering het die volk hulle Egiptiese versiersels afgehaal. Onthou toe hulle weg is, het hulle vir die messies gevra. En het alles gekry. Ek dink hulle was so bang, daar was nie plek vir nog 'n ring aan die vingers of die tone of die hals of die ore nie. Hulle het al daai goeie goue goed gevat en geloop. Dit het miskien klanke afgegee, so geloop het. Hierdie daad impliseer boetvaardigheid en hervorming. Partykeer moet ons nie te ydel wees nie. Net eenvoudig wees. Vers 5, die Here het naamlik met Moses gespreek, sê aan die kinders van Israel, julle is 'n hardnekkige volk. As ek vir een oomblik in jou midde sou optrek, sou ek jou vernietig. Maar haal nou jou versiersels van jou af, dan sal ek weet wat om met jou te doen. Hier is 'n proses. Hier is 'n voorwaarde, haal af. Partykeer het ons onnodige krikke wat ons mee loop. As jy haal af, dan weet ek wat om met jou te doen. In reaksie op hulle klaarblyklike bekering, het God hulle verseker dat hulle nie geheel en al sal versaak nie. So hy werk nou versigtig met hulle. Sy skynbare huiwering om hulle verandering van hart te aanvaar, wat hulle nou vir hom sê, was omdat hulle bekering nog nie diep genoeg was nie. Het jy al geworstel met die Here, jy wil terugkom na hom toe, maar jy sukkel. Die Here het 'n metode, hou maar net aan sukkel. Loretta sê sy dink God se uitstel van hulle herstel was bedoel om 'n dieper verlange by hulle te wek om met hom te versoen. Ek weet nie of jy met jou man of vrou beklei nie. En dan probeer ek by my vrou weer uitkom, maar sy cold shoulders, soos hulle in Engels sê. Probeer ek maar hierdie kant en daai kant. Maar sy straf my ordentlik. Ek doen maar met haar dieselfde. Sy gee my die lekkerste kos, maar ek raak so stil. Jy weet, God werk op ons, met ons, by dieselfde manier. Hy verstaan ons so goed. Toe die kinders van Israel self beroof van hulle versiersels van die berg Horeb af, daai tannie is dit baie anders te gelyk, so vaal, soos die Karoo. Alles was weg. Die afhaal van hulle versierings was ten minste vir 'n ruk 'n teken van hulle opregte begeerte om God gehoorsaam te wees. Vers 7 sê, en Moses het elke keer 'n tent geneem en dit vir hom buitekant die laar opgeslaan, ver van die laar af. En hy het dit genoem die tent van samekoms, maar dit was ver van die laar af. En elkeen wat die Here wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laar was. En hier het hulle begin loop laar toe, ver na die tent toe, ver van die laar. Terwyl hulle loop, het hulle gedink. Hierdie tent was tydelik opgerig totdat die permanente tent van samekoms opgerig is. So dit was 'n tipe ou kerkie, ou kapelletjie wat daar was.
Moses kon nie elke keer teen die berg sien hy opklim om God te ontmoet nie, want die kamp het sy dringende aandag veral in hierdie tyd geverg. So hy bly nou maar onder by hulle. Die feit dat die tent weg van die kamp opgeslaan is, het daarop gedui dat God sy teenwoordigheid nie van Moses nie, maar van sy volk as gevolg van hulle sondes onttrek het. Hy leef vir hulle les. Ek is nou daar ver. Julle moet ver na my toe kom. En oor die sand loop. Oor die klippe loop. Die naam tent van samekoms het vir hulle hoop gebied. Die Here los altyd vir jou so 'n bietjie hoop om terug te kom. Maar hy moet jou op pak slag, hy moet jou dissiplineer. Almal wat waaragtig berou getoon het, kon hulle sondes hier kom bely en vir God om vergifnis smeek. En ons sondes is baie groot, veral as jy God se karakter bestudeer. Toe die volk na hulle tente terug is, het Moses die tabernakel binne gegaan. Met worstelende belangstelling het die volk vir een of ander teken uitgekyk om te sien of Moses se intrede namens hulle aanvaar gaan word. Want God het dik sy teenwoordigheid gewys op daai ou kapelletjies, as dit so kan noem. As God sou inwillig om hom daar te ontmoet, was daar hoop dat hulle nie heeltemal verdelg sal word nie. Nou hou hulle daai tentjie dop, gaan sy heerlikheid daar verskyn. Toe die wolkkolom neerdaal en voor die ingang van die tabernakel gaan staan, het die volk van blydskap geween. Ag, dankie tog. En as my vrou weer so gaaf is teenoor my, dan sê ek, ag, dankie tog. En as ek jou benadeel het en jy vergewe my, dan sê ek, ag, dankie tog. So hier huil hulle van blydskap, die wolk het weer gekom. God is iewers, hulle kan hom weer kry. Die hele volk het opgestaan, elkeen by die ingang van sy tent gebuig. Dankie. Die Here is nie heeltemal weg nie. Hier is 'n aanduiding dat hy tog in die omgewing is. Vers 8. Elke keer wanneer Moses na die tent toe uitgegaan het, het die hele volk opgestaan. Ons sien daar loop die ou baas. Elkeen het by die ingang van sy tent bly staan en Moses agterna gekyk tot hy in die tent ingaan. Loop hy. Wat gaan gebeur as hy in die tent kom? Gaan die wolk afkom? Die Israeliete het in vrees en bewing die tent van samekoms dopgehou. As Moses so toe stap en ingaan. Hulle wou sien of God aan Moses hulle verteenwoordiger 'n bewys sou gee dat hy hulle in sy genade herstel het. Soek jy herstel in God se genade? Voel jy ver van hom af? Hy is daar, hou aan soek. Die feit dat God se onttrekking so intens gevoel is, het beloof om tot ware bekering te lei. So as jy hom nie op die oomblik kry nie, soek hom, hy is daar. Vers 9, en as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af en gaan by die ingang van die tent staan, en dan spreek hy met Moses. Onthou, hy verteenwoordig die volk, en dis belangrik hoe God met hom verkeer. Kan jy sien hoe daar die reuse wolkkolom stadig neerdaal, en daai volk van trane van blydskap stort. Hierdie bekende teken was vir hulle die waarborg dat die Here sal voortgaan om hulle gids en beskermer te wees. Want daai wolk het hulle by Sukkot gekry vir die eerste keer. Daai wolk het hulle die hele pad tot hier gelei. Hier is die wolk terug. As die wolk hulle tot hier gelei het, kon hy hulle verder gelei. Vers 10. En as die hele volk die wolkkolom sien staan, by die ingang van die tent staan die hele volk op en buig elkeen aan die ingang van sy tent. Hulle buig in aanbidding en sê, ag, dankie Here, dat jy nog kontak maak met ons verteenwoordiger. Vers 11, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Ag, dit is wonderlik en dit gaan ons eendag beleef. Daarom gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar Josua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Josua het by daai tent gebly.
En Moses was terdee bewus van die hardnekkigheid en die blindheid van die volk wat aan sy sorg toevertrou was. Hy was bewus van die moeilikheid waarmee hy te kampe sou hê met hierdie mense. Hy het alles geweet, soos hulle gister was, soos hulle vandag is, so gaan hulle môre ook wees. Maar hy het geleer dat hy die Here se hulp nodig het om sy invloed op die volk uit te oefen. Ons het sy hulp nodig om goeie invloed op mense uit te oefen. Hy het om 'n duideliker openbaring van die wil van God en die versekering van sy teenwoordigheid gepleit. Meer van my Jesus, sê die lied, meer van my Jesus. Vers 12. Toe het Moses met die Here gespreek. U sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar u laat my nie weet wie u saam met my sal stuur nie. Hoewel u gesê het, ek ken jou by die naam. En jy het ook genade in my oë gevind, Here, maar jy sê dit nou, maar ek soek iets meer konkreets. En dan sê hy in vers 13, as ek dan nou genade in die oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend. Maak my tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in die oë kan vind, en bedink tog dat hierdie nasie u volk is. Nou hierdie verse vertel van die intieme wyse waar Moses met die Here verkeer het, vriend tot vriend, so het hulle met mekaar gepraat. Hier's 'n dialoog, 'n gesprek tussen die twee. Wanneer jy 'n vriendskap met God aanknoop, gee dit jou die vrymoedigheid om hom te nader. Want in daai vriendskap is daar 'n vryheid. Ware vriendskap werk alle vrees uit. Ware vriendskap werk alle vrees uit. Ons moet nie vir die Here bang wees nie. Moses wou baie graag weet wat die Here in gedagte vir sy volk gehad het en wie as leier oor hulle sou aanstel. Moses het gevoel dat die Here dit aan hom sou openbaar as hy gesê het dat hy genade in sy oë gevind het. Moses, jy het genade in my oë gevind. Hy het die Here daaraan herinner dat hulle sy volk was. Here, dis jou kinders hierdie. Daardeur het God sy verantwoordelikheid teenoor sy volk onderstreep. Dit het onderstreep. Die Here, hier is die volk. Wat gaan die antwoord wees? Dis 'n interessante dialoog hierdie. Vers 14. En hy antwoord: moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Dis net waarvoor Moses gewag het. Wat 'n pragtige, bemoedigende boodskap. Uiteindelik luister die Here na sy gebed. God se teenwoordigheid sou saamgaan. Ek dink Moses het in trane uitgebars en gesê, ag, dankie Here. Dankie dat U sal saamgaan. En weet julle, die pad na die hemelse land Kanaan is 'n baie gevaarlike pad. Vol verwoesting en gevare. En as ons weet dat God saam met ons op hierdie pad is, gaan dit 'n insentief wees om vas te byt. Nou waarna verwys die rusplek wat God hier bedoel? Rusplek wat hy beloof. Dit is daardie land wat hy vir hulle voorberei het. En nou kan ons dit ook eskatologies vat. Hy het ook vir ons 'n rusplek voorberei. Wag daar vir jou en my, wat deur hierdie woestyn van pyn en moeite worstel, ook 'n beloofde land. Ek was met hierdie vrou in doodsbegeleiding. Dit is swaar. Sy het soveel hartseer gehad. Sy wou so graag Sonja gesond geword het. Uiteindelik het sy gesterf. Moeg geworstel met emosies en waaroms. Eksodus 33:15, toe sê hy vir hom, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie. Maar Moses was nog nie heeltemal gerus nie. Hy het aan die verskriklike ramp gedink as God Israel aan hulle boosheid sou uitlewer. Hy wou nie van sy volk geskei wees nie. Dis sy mense. Hy bid dat hulle weer as sy volk opgeneem moet word. Hy bid dat die wolkkolom hulle op die pad sou lei. Maar die wolkkolom staan stil hier by Sinai. Wanneer gaan hy beweeg?
Wanneer gaan God sê, kom ons gaan voort Kanaan toe. Vers 16. Hoe sal die mense weet dat ek en u volk u goedgesindheid geniet as u nie saam met ons gaan nie? Dit is juist daardeur, deurdat u met ons saamgaan, dat ons, ek en u volk, anders is as al die ander volke op aarde. Ons is anders, 'n peculiar people. Onderskeie anders, verskillend van al die ander nasies. Waarom? Omdat God se teenwoordigheid met hulle was en omdat hulle sy eiendomsvolk was. Die ander volke se God het nie saam met hulle beweeg nie. Hulle was op een plek. Hier sê Moses, ons wil anders te wees, want u moet saam met ons trek. Vers 17, toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daarom sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. Ek ken jou karakter, Moses. Dankie dat jy intree vir die slegte klomp mense. Jou reaksie hierop. Jakobus 5:16, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Moses se gebed het 'n volk gered. Hou aan bid vir iemand slegs in jou lewe. Dit kan hom red. God het sy gebed beantwoord. Wanneer ons vir ander bid, is dit 'n demonstrasie van geloof aan wat God kan doen. Dink maar net aan Abraham, wat gebid het vir Sodom en Gomorra, aan Daniel wat vir sy volk, aan Jesus wat nog steeds vir ons bid. Bid jy onselfsugtig vir iemand anders? Dis een van die moeilikste dinge om vir iemand te bid wat jou weggegooi het, wat niks met jou te doen wil hê nie. Dit vat genade van bo. Was daar nog iets waarvoor Moses gebid het? Kyk, hy het nou al baie van God gekry. Hy wil nog iets gehad het. Daarop vra hy. En ek wonder hoe het hy dit gevra? Jahwe, ekskuus. Laat my tog u heerlikheid sien. Ek hoor u stem, ek hoor die klank. Maar ek wil, dit moet nie net hoor wees nie. Ek soek 'n visuele ervaring met u, ek wil u sien. Ek wil die heerlikheid sien. Wat 'n gebed. Wil ons ook so bid, ons wil die heerlikheid sien. Alhoewel Moses se gebede ten behoewe van Israel beantwoord is, het hy vir nog meer bewyse van goddelike guns gevra. Hy was alreeds op verskeie geleenthede in die teenwoordigheid van God, net hoorbaar. Maar die plegtige besef van sy enorme taak het hom genoop om nog nader aan God te kom. Ek moet hierdie mense tot in die beloofde land vat. Ek hoor u, maar asseblief, ek wil u sien. Dit moet visueel wees. Dit het daartoe gelei dat hy vir iets gevra het wat geen mens nog voor gebid het nie. Dit sou vir hom sy opgelegde taak maklik maak en hom versterk om hierdie mense verder te vat. Hy het groot gunste vir sy volk gevra. Dit was nie om van pas om vir homself verdere versekering van sukses op sy arbeid vir God te gevra het nie. Dit is die eerste keer waar Moses iets vir homself vra. Dit was nou sy beurt, maar wat hy gevra het was ook onselfsugtig. God het hom nie bestraf asof die versoek vermetel was nie, maar hy het Moses geantwoord en 'n gedeelte van sy gebed beantwoord. Vers 9. Maar hy antwoord: Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, die karakter uitroep. Jy gaan dit hoor, hoe klink sy karakter.
maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit is 'n ongelooflike iets wat hy gevra het. En die Here sê ja, dit is goed. Geen sterflike mens kan die onbedekte heerlikheid van God aanskou en bly leef nie. Dis wat 2 Timoteus 6 vers 16 vir ons sê. Maar aan Moses is die belofte gegee dat hy soveel van die heerlikheid van God sou aanskou as wat hy kon verduur na mate sy geestelike vlak wat hy gegroei het. Weer is hy na die bergspits ontbied. Moses, kom op. Jou gebed is verhoor. Daar het die hand wat die wêreld gemaak het, die hand wat berge versit sonder dat hulle dit merk, Job 9 vers 5, daardie skepsel van stof, Moses, daardie geloofsman geneem, en hom in 'n rotsskeur gesit. En wat het gebeur nadat hy in die rotsskeur geplaas is? Die heerlikheid van God en al sy majesteit het voor hom verbygegaan. Ek weet nie wat dit beteken nie. Maar ek wil eendag in die hemel wees om sy majesteit te sien. Die heerlikheid van God en al sy majesteit, nie God self nie, net die heerlikheid en die majesteit, beweeg hier voor Moses verby. Wat 'n oomblik. 20 en 21 verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan. Elke keer wanneer ek sien hy besoek, en ek kyk na daai pragtige reus, is 'n ongelooflike plek. Wonder ek, waar was die plek waar hy gestaan het, toe die Here se glans by hom verbygegaan het. Vers 22, en as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. Nou ek wonder hoeveel van God se hand het die heerlikheid verberg. Voorsorgmaatreëls was vir Moses se beskerming. Geen mens het nog ooit die aangesig van hom gesien nie. Dit lees ons in die Bybel. Maar daar is nie weerspreking in die tekste wat sê dat niemand hom sy gesig gesien het nie, in die tekste wat noem dat hy in die persoon van Jesus sigbaar tussen ons gewandel het nie. So toe Jesus gekom het, moes hy glorie van triljoen sonne agterlaat om na hierdie wêreld toe te kom en homself in 'n menslike vlees versluier, want God se teenwoordigheid verwoes en red te gelykertyd. Die eerste tekste verwys na God se glansende, verblindende glorie, en die tweede verwys na God wat in die vlees gekom het en derhalwe sy glorie verberg het. Hoofstuk 33 het op 'n hartseer noot begin. Daar het afstand tussen God en die mens gekom, maar dit eindig op 'n pragtige hoë noot. Hy verseker die mens dat hy weer nader aan sy goddelike teenwoordigheid getrek gaan word. En as ek my hand wegneem, vers 23, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Maar om te dink, ons gaan eendag hom sien, van aangesig tot aangesig. Eksodus 34, 5 en 6, en die Here het neergedaal in die wolk, en daar by hom gestaan, en het die naam van die Here uitgeroep,
toe die Here by hom verbygegaan, het hy geroep. Dis die Here wat hier roep. Here, Here, daai heilige naam, die tetragrammaton. Dis hoe hy lyk. Dis sy heerlikheid, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goeie tierenheid en trou. Hoe God hierdie karaktertrek van hom gevisualiseer het, weet ons nie. Maar dis hoe sy glorie lyk. Sy genade teenoor ons. Vers 7. Wat die goeie tierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe. En dan net so herinneringkie, maar nooit ongestraf laat bly nie. Die vraag, wanneer is hierdie groot sonde gestraf? By Sina het hy vir hulle gesê, op Golgotha sal ek die straf op myself neem. Volgende keer gaan ons meer ingaan in die kleurvolle glorie van God leer, wat Moses vir ons gaan beskryf. As ek en jy die volmaakte geregtigheid van Jesus deur geloof aanvaar, as ons sondes bely en hom gehoorsaam, gaan ons hom van aangesig tot aangesig sien. Hy wat my geskep het, hy wat my verlos het. Iemand skryf, face to face with Christ my Savior. Face to face. What will it be when with rapture I behold him? Kan jy indink in daai oomblik? Jesus Christ who died for me. Only faintly now I see him, with a darkened veil between. But a blessed day is coming, when his glory shall be seen. Face to face shall I behold him, far beyond the starry sky. Face to face, in all his glory, I shall see him by and by. Vader, met tye aanbid ons 'n goue kalf, en dan beweeg ons baie ver van U af. Maar dankie dat die ideaal vir ons is, dat ons eendag U van aangesig tot aangesig kan sien. Mag ons dit nie misloop nie. En nou mag die liefde van die Vader, die genade van die Seun, die blywende teenwoordigheid van die Heilige Gees altyd by ons bly. Amen.